Okay, hallo al my matrieks. Hierdie is nou die tweede episode van Matriek Vra Maandag. Laasweek het ons begin met Gautengse Departement van Onderwys, die voorbereidende eksamen van September 2015, vraag 1.1 uitgewerk. Nou gaan ons sommer net aan en ek wil graag sommer van vraag 1 klaarmaak vandag. Dis dan nou 1.2, 1.3 en 1.4 vir 4 punte, 4 punte en 2 punte. Reg. Die eerste vraag sê: los op vir x korrek tot 2 desimale plekke en dan gee hulle vir my hierdie. Reg. Nou hierdie sien jy dalk sommer dadelik raak is 'n probleem waar die vierkant voltooi is klaar, reg? So dit is daai wat jy nou in graad 11 begin doen het, vierkantsvoltooiing, en dan as jy die vierkant klaar voltooi het, dan kan jy baie eenvoudig vir x oplos deur hierdie vierkant soort van net alleen te kry en dan net die wortel te vat beide kante. As jy daai wortel vat, moet jy nou net onthou om hom plus minus te maak. En nie net 'n wortel te vat nie, maar plus minus die wortel van te vat. Reg. So, ek gaan begin deur daardeur 2 te deel. Laat ek nou eers van daai ouetjie ontslaa raak en dan word dit hierdie kant 9 op 2. Goed. En dan gaan ek nou die vierkantswortel vat. Nou hierdie kan die vierkantswortel en die kwadraat kanselleer ons nou maar net mekaar uit. En dan vat ek plus of minus, onthou om dit te skryf, die vierkantswortel van 9 oor 2. Reg. En dan wil ek nou graag hierdie minus, hierdie een ook nou maar net oorvat, dat hy minus 1 daai kant word. Ek gaan hom sommer voorskryf. Dan het ek nou my x alleen. Right. En dan van daar af kan jy maar jou sakrekenaar gebruik. Wortel 9 is nou natuurlik 3, maar wortel 2 is nou 'n irrasionale getal wat jy nou nie met die hand kan doen nie, en hulle sê rond af tot 2 desimale. So ek gaan nou my sakrekenaar gebruik. Ek gaan hom so probeer hou dat jy kan sien wat op die skermpie aangaan, want die lig blink bietjie snaaks. Okay. En ek gaan sommer eers met die plus begin. So, ek het minus 1 plus wortel van 9 op 2. Ek skuif net weer die dingetjie vorentoe. En dit gee nou vir my hierdie, moet asseblief nie hierdie skryf nie, druk net daai SD knoppietjie. En dan gee hy vir jou rondom af, sommer af tot 2 desimale 1,12. Okay, en dan gaan ek nou net daai plus, ek hoef nou nie alles weer in te tik nie, ek kan sommer met my pyltjie net skuif tot na die plus toe, en dan gaan ek net die minus insit, en dan weer SD, dat ek hom net 'n desimaal maak, moet asseblief nie daai ander ding skryf, daai ding neerskryf as jou antwoord nie, skryf maar die desimaal, en dit is dan nou minus 3,12, as ek hom ook afrond tot 2 desimale. Reg, so daar het ek vir x opgelos, en dit is my eerste probleem. Natuurlik kan jy hierdie gaan uitmaal, en alles eenkant kry en faktoriseer as jy kan. As jy nou nie kan faktoriseer nie, daai formule x gelyk aan minus b plus min, daai formule gebruik. Jy gaan by dieselfde antwoord uitkom as jy reg werk met dit, maar dit gaan nou net 'n vreeslike langer som wees as hierdie ene, reg. So hierdie is maar jou beste opsie as jy in kwadraatsvorm werk, om hierdie kwadraatsvorm se metode van oplossing te gebruik. Die ander een is nie verkeerd nie, dis net langer. Reg, en dan nou 1.3 sê, los vir x en y gelyktydig op. Nou ek gaan sommer hierdie vir my eerste vergelyking maak, en die tweede enetjie, y plus 5 oor x minus 1. En ek wil graag hê, jy moet nie net hierdie video sit en kyk nie. Ek wil graag hê, jy moet maar met 'n papier en 'n pen of 'n boekie en 'n pen sit, en die somme saam met my doen. Laat jy sommer self die oefening ook kry. Pause die video, doen dit vooruit, kyk of jy dit kan doen, en dan bly jy, dan kyk jy of jy dit reg. Dan leer jy ook meer aktief as om net te sit en kyk. Mens neem beter in as jy self skryf. Reg, so, in vergelyking 1 het ek nou klaar vir y alleen. So ek gaan sommer hierdie y wat nou dit is, minus 2x plus 7, in daai ouetjie instel. Goed, so stel in, ek skryf maar
vergelyking 1 in vergelyking 2. Ek skryf maar wat ek besig is om te doen, net vir duidelikheid, want ons nou nog ons 'n paar metodes om gelyktydige oplossing of vergelyking te doen. En as mens nou vreeslik deur mekaar werk of anders werk as wat jou merker gewoond is aan, dan weet die merker nou nie wat om te doen. So ek sit nou daai y daarin. Dis nou minus 2x plus 7, sit ek in daai y se plek, plus 5 oor x minus 1. OK, is gelyk aan 'n half. Reg. En dan gaan ek nou maar net hier vir x oplos. Nou julle ken daai kruismaal ouetjie. As ek twee breuke het wat gelyk is aan mekaar, dan is dit maal dit gelyk aan dit maal dit. Goed. Nou 1 maal x minus 1, 1 maal enigiets is maar net dieselfde. En 2 maal daai moet ek nou net elkeen van daai terme gaan maal met 2. OK, so ek gaan sê minus 4x plus 14 plus 10. Let op dat ek elkeen van die terme met 2 maal en nie net die eerste een nie, almal van hulle. Reg? OK, en hierdie is dan maar 'n baie basiese graad 9 vergelyking wat lineêr is. Ek kry die x's aan een kant, x plus 4x is 5x. En 14 plus 10 is 24, plus daai 1 is 25, wat nou natuurlik beteken x is 5. Reg? En dan gaan ek sommer, jy kan in enige een van hierdie gaan instel, maar hierdie ouetjie is net baie eenvoudiger as daai ouetjie, so ek gaan nou baie natuurliker eerder daar instel. Stel x gelyk aan 5 in 1 in. OK, so dan het ek y is gelyk aan minus 2 maal met x, wat 5 is, minus 2 maal met x plus 7, dis minus 10 plus 7 is minus 3. En dan is my oplossing, x is 5 en y is minus 3. Goed. En die laaste vraag hierso sê hulle, bepaal die waardes van P waarvoor die vergelyking 3 tot die mag x gelyk aan 1 minus P reële wortels sal hê. Reële wortels, wortels wat wel bestaan. Goed. Nou as jy kyk na hierdie ouetjie, nê, jy kan nou of dink aan die grafiek, of jy kan gaan analiseer die getalle, afhangende van hoe jy dink in prentjies of analitiese brein. Reg? As jy in prentjies dink, ek gaan vir jou sommer albei wys. As jy in prentjies dink, hierdie ouetjie is mos nou 'n eksponensiële grafiek. 3 tot die mag x, hy is nie op of af of heen of weer of niks geskuif nie. Hy lyk soos die gewone eksponensiële grafiek en hy het mos nou natuurlike asymptoot daar. Wat beteken hierdie ouetjie, hierdie uitdrukking gaan altyd groter of gelyk wees aan 0, want hy is altyd bo die x-as. Hy is altyd bo die lyn. Is groter gelyk aan 0 is positief. Is net positiewe goed. Reg? En dit beteken dan maar net daai moet dan nou ook positief wees. En as ek daai P oorvat, dan het ek P is kleiner as 1. Reg, jy kan hom andersom ook skryf, P is kleiner as 1, as jy nou eerder dit wil doen. OK, so dit is met 'n prentjie brein. As jy nou 'n analitiese brein het, ek gaan vir jou neerskryf wat ek nou dink in my kop, maar jy het nie nodig om dit neer te skryf, jy kan dit maar regtig ook net dink in jou kop en ook net hierdie skryf. Maar hierdie 3 tot die mag x, nee, as ek nou gaan dink aan 0 en dan positiewe getalle soos 1, 2, 3 en negatiewe getalle minus 1, minus 2, minus 3. Goed. As ek x 0 maak, dan is hierdie hele ouetjie mos nou 3 tot die mag 0 wat 1 is. Dan kry ek 1. As ek x enigiets maak wat positief is, groter as 0, soos 1, 2, 3, 4, 5, dan word hierdie mos nou 3 tot die mag 1 is mos nou 3, 3 tot die mag 2 is mos nou 9, 3 tot die mag 3 is mos nou 27, het raak net al hoe groter en groter en groter. Reg? So hierdie is almal, maak nie saak wat ek x maak van 0 of positiewe getalle nie. Hierdie hele uitdrukking is altyd baie positief en dit raak net al hoe groter aan die kant. Goed, kom ons kyk wat gebeur daai kant. Aan daai kant, as ek x minus 1 maak, as ek mos nou 1 op 3, nê?
En as ek x minus 2 maak, dan sit 1 op 3 kwadraat of 1 op 9. En hy gaan so aangaan, soos wat daai getalle, as jy nou na daai getalle gaan net heeltyd op breuke wees. So wat hy gaan doen is, hy gaan 1 op 3, 1 op 9, 1 op 27, 1 op 81, hy gaan nooit 0 raak nie, en hy gaan nooit negatief raak nie, hy gaan net al hoe kleiner en kleiner en kleiner stukkies breukies raak. Dis al wat hy gaan doen aan daai kant. So, hy is altyd, hierdie hele uitdrukking, as jy nou gaan kyk na die moontlike waardes wat jy kan kry vir enige x wat jy insit, is hierdie ding altyd positief, hy is nooit 0 nie, hy is nooit negatief nie, daar is niks wat jy daar kan insit wat hierdie gaan 'n negatief of 'n 0 maak nie, so hy is altyd positief, nou omdat hy gelyk is aan hierdie, dan moet hy hierdie ook altyd positief wees, en dan is daar in elk geval jou oplossing. Reg, so daar is matriekvraag maandag, kom volgende week maandag, kyk ons bietjie na 'n rekenkundige, meetkundige reeksievraag, en dan sien ek vir al julle matrieks weer volgende maandag.